Wat doen jy wanneer alles verkeerd loop? Wanneer alles verkeerd loop, vertrou op God. Paulus is gevange geneem en moet Rome toe gevat word vir sy hofsaak. Maar vandat hy as gevangene op die boot is, loop alles verkeerd. Ons lees gedeeltes uit Handelinge 27. Vir 'n hele paar dae het ons maar stadig gevaar en met moeite naby Knides gekom. Omdat die wind ons nie toegelaat het nie, het ons aan die beskutte kant van Kreta by Salmonei verbygevaar. Nadat ons met moeite daarlangs verby beweeg het, het ons aangekom by 'n plek bekend as Mooi Hawens, wat naby die stad Lasea was. Aangesien heel wat tyd al verloop het en het gevaarlik geword het om te vaar, die vasdag was immers reeds verby, het Paulus hulle gewaarsku deur vir hulle te sê: "Manne, ek sien dat die vaart skade en groot verlies sal meebring, nie alleen in die vrag en die skip nie, maar ook in ons eie lewens." Maar die centurio het meer waarde geheg aan die stuurman en die skeepseienaar se oordeel as aan Paulus se woorde. Toe 'n ligte suidewind begin waai, het hulle gedink hulle kon hulle voorneme uitvoer. Hulle het die anker gelig en al langs die kus van Kreta verby beweeg. Maar dit was nie lank nie. Of daar swiep van die land af 'n stormwind neer wat as die Irakilon bekend staan. Omdat die skip meegesleer is en nie in staat was om teen die wind in te beer nie, het ons daaraan oorgegee en weggedryf. Omdat ons so geweldig deur die storm getuister is, het hulle die volgende dag begin om die skeepsvrag oorboord te gooi. En op die derde dag het hulle met hulle eie hande die skip se toerusting oorboord gegooi. Die son en die sterre het vir baie dae nie geskyn nie, en die storm het ook nie in ewigheid afgeneem nie, sodat alle hoop om gered te word ons ontneem is. Daar was 'n ernstige tekort aan kos. Toe het Paulus tussen hulle gaan staan en gesê: "Manne, julle moes na my geluister het en nie weggevaar het van Kreta af nie. Dan sou ons hierdie skade en verlies kon voorkom het. En nou roep ek julle op om moed te hou, want daar sal geen lewensverlies onder julle wees nie, net die skip sal vergaan. Verlede nag het 'n engel van die God aan wie ek behoort en vir wie ek dien, by my kom staan en gesê: Moenie bang wees nie, Paulus, jy moet nog voor die keiser verskyn. Kyk, God het in sy genade die behoud van almal wat saam met jou vaar aan jou geskenk. Daarom hou moed, manne, want ek vertrou op God, dat dit net so sal gebeur, soos daar aan my gesê is." Omdat hulle bang was, dat hulle miskien op rotsagtige plekke kon strand, het hulle 4 ankers van die skip se agtersteewe afgegooi en gebid, dat dit dag moet word. Toe die matrose probeer om van die skip af te vlug, en die sloep in die see neerlaat, onder die voorwendsel dat hulle die ankers van die boeg af wou laat sak, het Paulus aan die centurio en die soldate gesê: "As hulle nie op die skip bly nie, kan julle nie gered word nie." Toe die soldate die toue van die sloep afgekap en dit laat val. Net voor dagbreek het Paulus by almal begin aandring om iets te eet. Hy het gesê: "Vandag is al die 14de dag dat julle sonder kos bly wag en niks inneem nie. Daarom dring ek by julle daarop aan om voedsel in te neem, want dit sal bydra tot julle redding. Daar sal nie 'n haar van een van julle se kop verlore gaan nie." Nadat hy dit gesê het, het hy 'n stuk brood geneem, God daarvoor gedank, die brood gebreek en begin eet. Almal het moed geskep en self ook begin eet. Ons was altesaam 276 mense op die skip. Nadat hulle genoeg geëet het, het hulle die skip ligter gemaak deur die koring in die see te gooi. Toe dit dag word, het hulle die land nie herken nie, maar hulle het wel 'n baai met 'n strand gewaar, waar hulle besluit het om die skip op die sand te laat loop as hulle kon. Hulle het die ankers afgekap en in die see laat val en tergelykertyd die roertoue losgemaak, die voorseil gehuis en wind af op die strand afgestuur. Hulle het egter 'n rif met see aan weerskante getref en daar het die skip gestrand. Die boeg het vasgesteek en bewegingloos gebly, en die agtersteewe het deur die geweld van die golwe begin opbreek. Die soldate se plan was om die gevangenes dood te maak, sodat niemand kon ontsnap deur uit te swem nie. Maar die centurio wou Paulus red en het hulle plan verydel.
Hy het die mense wat kon swem beveel om eers oorboord te spring en aan land te gaan, en daarna die res, sommige op planke, ander op wrakstukke van die skip. En so het almal boue aan die land gekom, tot sover. Wanneer ons na die lewe rondom ons kyk, dan besef ons dat daar soveel dinge in ons lewens is wat mooi en positief is. Ons wil die Here daarvoor loof en prys en ons wil God se genade nooit uit die oog uit verloor nie. Wanneer alles verkeerd loop, is dit egter chaos. Daar is oneindig baie dinge wat ons bang, ontsteld en ook woedend maak. Ons het uit hierdie gedeelte wat ons gelees het gehoor, dat hierdie mense in 'n geweldige krisis was. Dit gaan om 'n groep mense wat letterlik besig is om saam die dood in die gesig te staar. En die skrywer van die Handelinge-boek vertel die verhaal op so 'n aangrypende, realistiese manier, dat dit hoegenaamd nie nodig is om iets te herhaal wat hier geskryf staan nie. Bloot deur die verhaal te lees, kry ons immers hierdie toneel helder en duidelik voor oë. Die toneel van 'n skip met 'n paar honderd mense aan boord wat hulpeloos, magteloos in die woedende stormsee rondgeslinger word. Dit staan op die punt om uitmekaar te breek en eenvoudig in die golwe te verdwyn. Met al die angs, al die paniek, al die ontsteltenis en al die benoudheid wat daarmee gepaard gaan. Dit is die krisis, die doodskrisis, wat in hierdie verse vir ons geteken word. Maar dit gaan in hierdie verse nie net om 'n krisis nie, dit gaan goddank ook om 'n gelowige mens wat in hierdie krisis saam met die ander staan. Met sy lewe en sy optrede verkondig hy 'n boodskap waarna mense kan luister en deur hom vir God kan raak sien. Wat is die eerste en ook die belangrikste boodskap wat Paulus as gelowige mense in daardie stormsituasie met sy voorbeeld aan ons verkondig? Eenvoudig dit, dat ook hierdie krisis, groot en geweldig soos wat dit was, nogtans nie daarin kon slaag om Paulus van sy vertroue in God te beroof nie. Paulus sê nie, God het van my vergeet nie. God gee nie vir my om nie. God het my nie lief nie. Hoe kan God hierdie goed toelaat nie? Hy sê ook nie, daar is geen God nie, want kyk hoe verskriklik lyk alles om my nie. God het sy genade van my weggedraai nie. Nee, dis nie wat Paulus sê nie. Wat sê hy wel? Hy sê in vers 25, ek vertrou op God. Hy sê dit terwyl die golwe om hom dreun en die wind om hom woed. Hy sê dit terwyl die lug letterlik gevul is met die angskrete van mense wat dink dat hulle op die punt staan om te verdrink. Hy sê, ek vertrou op God. En daarmee sê hy maar net, ek weet dat God groter is as hierdie storm wat om my woed. Ek weet dat God groter is as hierdie krisis waarin ek my bevind. Dit is nie hierdie storm nie, maar God wat die laaste woord in my lewe sal spreek. Dit is nie hierdie krisis wat my toekoms sal bepaal nie. Dit is God wat oor my lewe beskik. God wil hê dat dit vanoggend weer vir jou duidelik sal deurkom. God wil hê dat jy dit regtig weer sal glo. Wat moet ons glo? Dat God groter is en groter bly as enige, maar enige krisis waarin ons ooit mag bevind. Of dit 'n persoonlike krisis is, of dit 'n landskrisis is, en of dit 'n finansiële krisis is, God is die een wat die laaste woord spreek. Daarin kan ons as gelowiges onwrikbaar bly vashou. Ons kan daarin onwrikbaar bly vashou, selfs wanneer die storm by die geleentheid so erg word, dat ons nie meer een enkele tree voor ons kan sien nie. Ja, ook daar waar alles om ons dreun en kraak en dreig om te vergaan, ook daar is God en bly God in beheer. Om dit te weet, en dit met jou hele hart te glo, is om in elke stormsituasie, in elke krisis, groot of klein, saam met Paulus te sê, ek vertrou op God. En as jy dit sê, dan ervaar jy onmiddellik en outomaties ook die tweede ding wat Paulus in sy krisis ervaar het. Om jou vertroue op God te behou beteken ook dat jy beheer oor jouself kan behou. Dit is mos een van die heel eerste dinge wat ons angs en ons paniek ons gewoonlik laat kwytraak. Ons selfbeheer. En hoe verskriklik, hoe noodlottig kan dit nie wees wanneer mense eers paniekbevange en hysteries begin optree en in die proses al hulle selfbeheer verloor nie.
Dit is dan wanneer ons onsself skuldig maak aan allerhande verskriklike en onverantwoordelike optredes. Dis dan wanneer ons nie meer rekenskap kan gee van onsself en van wat ons doen nie. Want wanneer 'n mens jou selfbeheer verloor, dan verloor jy eintlik ook jou menswaardigheid. Dan sê jy goed en doen jy goed wat jy nie kan terugtrek nie. Sien jy iets daarvan by Paulus? Ons sien dat hy midde in hierdie ontsaglike krisis waarin hy hom bevind, in beheer bly van homself. Ons sien dat hy midde in hierdie ontsettende storm nog steeds met kalmte en met rustigheid kan bly funksioneer, nie omdat hy in homself so sterk is nie, maar eenvoudig omdat hy op God vertrou. Gods vertroue gee elke keer vir 'n mens ook die regte soort selfvertroue. Om jou greep op die Here te behou, is ook om jou greep op jouself te behou. In die eerste plek, Gods vertroue. In die tweede plek, selfbeheersing. En daarom ook 'n mens wat in die derde plek doelgerig kan optree en 'n konstruktiewe bydrae kan lewer om die krisis waarin jy jouself bevind, te help oplos, anders te sien. Dit is tog so treffend in hierdie wonderlike verhaal wat Handelinge 27 vertel, om te sien dat dit nie die skeepskaptein is, of die militêre bevelvoerder, of die ander hooggeplaastes aan boord van daardie skip nie, maar dat dit die gevangene is, die man in kettinge, wat opstaan en wat leiding neem. En jy hoor die boodskap. Paulus se godsvertroue en sy in beheer wees van homself, maak nie van hom 'n lam en passiewe mens nie. Dit maak nie van hom 'n onbetrokke toeskouer nie. Dit maak nie van hom 'n mens wat met gevoude hande eenkant gaan sit, asof hy in hierdie situasie geen verantwoordelikheid het nie. Inteendeel, dit maak juis van hom 'n mens wat handel en wat optree, soos wat hy deur die Here in staat gestel word om te doen. Hy bly van die begin af volledig betrokke by alles wat om hom gebeur. Reeds toe hulle wou wegvaar, was hy die een wat hulle gewaarsku het om dit nie te doen nie. En toe hulle dit tog gedoen het en hulle self, hulpeloos en sonder hoop op redding, in die groot krisis bevind het, toe was dit weer Paulus wat opgestaan het en hulle met raad en daad versterk het. Nie, ek het julle mos gesê, voel nou nie. Hy is die een wat keer dat die bootjie nie neergelaat word nie. Hy is die een wat tussen hulle rondbeweeg en brood uitdeel en hulle aanspoor om dit te eet. Paulus is dus 'n mens wat op God vertrou, 'n mens wat in beheer is van homself en daarom ook 'n mens is wat iets beteken vir die situasie waarin hy homself bevind. So laat 'n Christen se geloof hom funksioneer, ook wanneer hy in 'n krisis kom. Trouwens, dit is juis waartoe jou vertroue op God en jou in beheer wees van jouself jou in staat stel. Die Here het immers elkeen van ons toegerus met bepaalde vermoëns en bepaalde insigte. Die Here het elkeen van ons toegerus met hande en voete en ore en oë en monde en 'n gesonde verstand. Om op die Here te vertrou beteken hoegenaamd nie om agteroor te sit en te sê die Here sal sorg nie. Nee, om op die Here te vertrou en in beheer te wees van jouself beteken juis om gedurig te vra: wat kan ek doen om hierdie wêreld waarin ek leef mooier en beter te maak, vir myself en vir almal wat saam met my daarin bly? Wat kan ek doen om hierdie krisis waarin ek gekom het op te los met verantwoordelikheid? Wat kan ek doen om in hierdie stormsituasie waarin ek is, kalmte en krag te gee vir almal wat dit nodig het? Dan vertrou ek nie net op God nie, dan is ek nie net in beheer van myself nie, dan staan ek ook my plek vol, soos wat die Here dit van my verwag. Hoe maklik gebeur dit nie, by name in krisissituasies, dat mense eenvoudig net vir hulle self begin leef nie. So gebeur dit mos ook in hierdie verhaal. Die matrose byvoorbeeld wil met die enigste bootjie wat daar is probeer wegkom en het vrede met die ander mense wat in die skip sou agterbly, wat met hulle sou gebeur. Maar nie Paulus nie. Paulus, die kind van God, staan ook in hierdie opsig uit, omdat hy anders is en anders doen. Soos wat hy nie 'n slagoffer word van die paniek wat daar om hom heers nie, so word hy ook nie slagoffer van hierdie selfsugtige, elke man vir homself mentaliteit nie. Nee, daar is by hom 'n opregte besorgdheid oor die lot van diegene wat saam met hom aan boord is. Hy is bekommerd oor die mense wat saam met hom reis. Hy bid nie net nie, hy doen vir hulle alles wat hy vir hulle kan doen. Hy praat hulle moed in,
hy gee raad, hy deel kos uit. Die storm wat woed beroof hom nie van sy medemenslikheid nie. Beroof hom nie van sy Christelike barmhartigheid, van sy Christelike karakter nie. Die krisis maak hom nie blind vir die nood van ander nie. Nee, ook onder hierdie ontsettende omstandighede, waar hy self in die krisis staan, bly hy nog steeds 'n mens wat kan jammer kry, en 'n mens wat kan help, al verkeer hy dan self ook in doodsgevaar. Ons hoef nie vir mekaar 'n woord te sê oor die nood waardeur ons self elke dag omring word nie. Nie net die armoede en die werkloosheid wat toenemend voorkom nie, maar ook die geestelike en die morele en emosionele krisisse waarin mense gedurig vasgevang raak. En hoe tree ons as Christene te midde hiervan op? Is ons soos die Fariseërs wat sê, ag dankie Here dat ek nie soos hierdie gespuis is nie, of maak ons 'n verskil omdat ons self breekbaar is? Staan ons uit omdat ons anders is en anders doen, mense is wat kan jammer kry en kan en wil help? Paulus wys vir ons hoe 'n Christen veronderstel is om in 'n krisis op te tree. Hy moet op God vertrou. Hy moet in beheer bly van homself, hy moet daadwerklik optree, en hy moet ook barmhartig wees en ander help. Die probleem is net, as ons daarmee sou volstaan, dan was ons tot nou toe net maar besig met 'n geestelike resepie. Dan was ons besig met 'n klompie voorskrifte, met 'n klompie moets en moenies, en het ons by die hart van die saak nog nie uitgekom nie. Wat was die hart van die saak? Luister weer saam met my na Paulus wat hy in vers 23 sê. Hy sê, verlede nag het 'n engel van die God aan wie ek behoort en vir wie ek dien, by my kom staan. Duidelik laat hierdie vers ons dit hoor. Dit gaan nie om 'n resep nie, dit gaan nie oor 'n klompie voorskrifte nie, dit gaan nie oor 'n klompie moets en moenies wat ons gehoor het en wat ons moet probeer onthou nie. Nee, dit vra van ons niks anders nie as 'n lewende verhouding met God. Paulus het so 'n verhouding met die Here gehad. Daarom praat hy van hom as die God aan wie ek behoort en as die God vir wie ek dien. Daar is 'n nabyheid tussen hom en die Here. Daar is 'n stuk intimiteit tussen hom en God. Hy leef in gemeenskap met hom. God sê vandag vir jou, ek het jou lief. Daarom het ek Jesus Christus gestuur om ook jou skuld te betaal en ook om jou pad na my toe vir jou oop te maak, sodat jy my kind kan wees en vir altyd my kind kan bly. Niks sal jou van my liefde skei nie. Eers wanneer ons hierdie stuk evangelie gehoor het en dit regtig ons eie gemaak het, eers dan word ons ook mense wat nie 'n resep toepas of voorskrifte nakom nie, maar wat vanuit ons lewende verhouding met God spontaan en van self vir hierdie wêreld word, wat Paulus vir die wêreld om hom was. Omdat God deel van ons lewens is, word ons nie deel van die krisis nie, en daarom sit ons nie agteroor asof ons geen verantwoordelikhede het om na te kom nie. Daarom maak ons ook nie skuldig aan 'n selfsugtige versorging van ons eie belange nie. Nee, omdat ons aan hierdie God behoort, bly ons ook in krisistye sy mense, mense wat op hom vertrou, mense wat in beheer is van onsself, mense wat doen wat ons moet doen, en wat met ontferming na die wêreld om ons kyk. En daarom kan ons sê, ek weet dat God groter is as enige storm wat om my woed. Ek weet dat God groter is as enige krisis waarin ek my bevind. Ek weet dat dit God is wat die laaste woord in my lewe sal spreek. Dit is nie krisisse wat my toekoms sal bepaal nie, dit is God wat oor my lewe beskik. Daarom ek vertrou in God. En daarom is ek in beheer van myself. En daarom doen ek wat ek moet doen, en daarom kyk ek met ontferming na die wêreld om my. O Here, dankie dat ons in 'n verhouding met U kan staan. Nie omdat ons naby U gekom het nie, maar omdat U naby ons gekom het. U het vir ons aan die kruis gesterf. U het vir ons die dood oorwin. U tree vir ons by die Vader in. U stort U Heilige Gees oor ons uit. En U gaan weer kom. Dankie Here, dat ons kan weet ons is in hierdie koninkrykstyd. U is koning oor die aarde. Dankie Here dat ons as verlostes kan leef. En daarom Here, help ons om krisisse raak te sien vir dit wat dit is. Dit is maar net die wêreld. Dit is maar net dinge wat rondom ons gebeur.
maar dit is nie in beheer nie. U is en bly in beheer. Help ons dus, Here, om in elke omstandigheid vas te hou aan U, op U te vertrou. Amen. Die genade van die Here Jesus Christus, en die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, sal met elkeen van julle wees en bly. Amen. Here, U is my lewe, ek ken die veilige bewaring elke dag. Here, U is my vrede, as die storms om my woed met briete krag. En as ek val, is U by my, U het betaal, en ek is vry. Daarom sing ek, daarom gee ek U my stem, daarom juig ek saam met skare instrumente, daarom bring ek U my dank, sing ek heel nag lang, daarom sing ek oor my lief vir U, o Here, uit U hande kom net wat mooi is en wat heilig is vir my. Here, U genade het my deur alles heen tot hierdie dag gelei. En as ek val, is U by my, U het betaal, en ek is vry. Daarom sing ek, daarom gee ek U my stem, daarom juig ek saam met skare instrumente, daarom bring ek U my dank, sing ek heel nag lang, daarom sing ek oor my lief vir U, o Daarom sing ek, daarom gee ek U my stem, daarom juig ek saam met